Want ze lief het even mee. Zo lief het even mee. Wees die leer, die van die dagen. Zo lief het even jong en mee. Zo lief het even mee. Zo lief het even mee. Wees
nothing else could ever help the Master's love. And He lifted me. Now His love and lifted me. And His love lifted me. And when nothing else would ever help, Jesus' love lifted me. Love lifted me. His love lifted me. And when nothing else would ever help, His love lifted me. Your love is the wings of my life. Your love is the wind under my wings. Your love surrounds us every day, every morning afresh and new. We stand aside this morning as humans. And we invite your Holy Spirit. We know we don't need to invite the Holy Spirit because the Holy Spirit is always here. But we invite Him to take control. Thank you, Jesus. So we step aside and say, Lord, let your will be done. Thank you that you lift us up when we needed it most. And thank you that once again this morning, above the occasion, the special occasion, which we are so grateful for. But above that is the needs of your people. And the desire of God to fulfill our needs. Because love lifted. Thank you, Lord, for your love. Thank you for your presence. Your presence and your promise that you are here when we are gathered in your midst. And everything this day that you have given and preordained in your all-knowing, mighty way. May everything be glorified, everything centered around Jesus. And accept our glory, Father, as we sing praises to the God of our fathers. Word nou verheerlik, so ons midde, in Jesus naam. Amen. Ek reik graag 'n baie welkom aan die elkeen uit en dankie dat u so saam met ons die Here dien, die liefde van die Here wat in die hart brand. Dit is dit. Jy weet, 'n mens kan selfs nie jou ywer aan jouself toeskryf nie. Jy kan nie jou ywer sê dit is my goedheid nie, maar selfs die ywer wat 'n mens het, het God in ons hart geplaas. En daardie ywer bring jou na die huis van die Here. En die behoefte om in God se teenwoordigheid te wees. When you know someone and you desire to be in their presence, it is when you make an appointment with them. But thank God, He never sends us away. He's never too busy to be with us. And we do not need to make appointments with Him. He's always here. Ek wil baie graag die groot verwelkoming gee aan Pastor Fransjo en Erna en Zandrey Stassen. Ons is so bly dat julle ten spyte van die jet fuel crisis en al hierdie dinge, en ten spyte van dat julle net 20 kg op 'n domestic flight van Kaapstad af tot Johannesburg toe kon pak. Ek weet nie, maar ek weet dis baie klere daar in Australië. Ek weet nie hoe hulle genoeg klere het. En hulle het nog vir my, hoor nou, 24 botteltjies Stoney Gemmer bier gedrink. So ek weet nie waar gaan die mense klere kry, maar die Here sal voorsien. Kom ons sê net vir hulle baie welkom. He started corresponding with me 26 years ago. And let me tell you, not 1 year,
not 1 month there was that I did not hear from this man. He was not the Members in Christ ambassador for overseas countries, but yet he did the job. And for 26 long years, I hear of him weekly, more weekly than monthly. And I hear of him very frequently. And today it is our honor to have you in Australia. And your dedication to the overseas ministries, surely the Lord has given you this. So God bless you and your beautiful wife and your son. Now they do have another son. He's in South Africa, Zion. Maar Sandra het die beste deel gekry om saam te kom. Zion het 'n ongelukkige ander verpligtinge gehad. En die mannetjies is ook op die hitte van om te begin werk. So mense verstaan as hulle ander verpligtinge het, maar ons glo dat hy kan dalk volgende keer saam op prys die Here. Staan net saam met ons. Ag en ry net die hande so oor hulle uit. Seën hulle liggaam, seën hulle gees. Aan die gemeente, aan die Lord, aan die Here, eienskap hê. Jy moet koninglik wees. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Jy weet, jy moet aansienlik wees. Jy moet edel wees. En jy moet eerbiedwaardig wees. Hy weet die woord van die Here sê, hy sê dat elke knie sal buig. Elke tong sal bely dat hy Jesus Christus is. He is worthy to be praised. He lifted me, he is worthy to be praised. He is worthy to be praised. He lifted me. He is worthy to be praised. He set me free. He is worthy.
For me to hear all the glory and all the praises. Hallelujah in this moment. En al die lof, in al die eer kom ik toe. In al die lof, in al die eer kom ik toe. In de Vader, zullen worden, halleluja, prijs en lof. Al die lof, in al die eer kom ik toe. Al die lof, in al die eer kom ik toe. Al die lof, in al die eer kom ik toe. Hallelujah, praise the Lamb, all the glory and the praise unto you. And all the Lord, and all the ear glory to. All the Lord, and all the ear glory to. His Father, Son, hallelujah, praise the Lord. All the Lord, and all the ear glory to. All the glory and the praise unto you. All the glory and the praise unto you. For you are worthy, so worthy. Hallelujah, praise the Lamb. All the glory and the praise unto you. And all the glory and all the ear glory to. All the glory and all the ear glory to. His Father, Son, hallelujah, praise the Lord. All the glory and all the ear glory to. And all the glory and the praise unto you. All the glory and praise unto you. You are worthy, so worthy. Hallelujah, praise the Lord. All the glory and praise unto you. Amen. Praise Him, kom ons steek het ons hande op. Ons gaan die laaste lied saam sing, U is waardig om die boek te neem en daar die seels oop te maak. Jy weet jou naam, my naam is in daar die boek opgeskryf vir en net Jesus alleen is waardig om het boek te maak. U is waardig om die boek te neem. Is Vader, om die boek te neem. En sy seels oop te maak. Want die het ons met die lucht gewoon uit elke stad. Elke dag. En als die volheid aan.
En my hart vol weer moet geword, skryf Johannes. Ek het geween met God. Toe hy die gesig sien van die boek, dat sy 7 seels nie oopgemaak kan word. Waarskynlik het daar een gekom, soos 'n lam wat geslag is. Sy kleed gedoop in die bloed. En hy het vorentoe gekom. En hy het die seels. Dankie Jesus, ons is duur gekom. Die goedkoop nie, maar die duurste prys van die Seun van die Vader. Dankie dat U vermoë, Here, vir ons lewens beheer, struktureer. That you align, you plan, and you execute now. Thank you for your love. Baie dankie, broer en suster. Ek nooi U uit om, soos dit ons altyd maak, die getuienis van Uself ook aan met ons te deel, sodat ons elkeen daardeur versterk kan word. Baie dankie, Heer. En ek wil spesifiek voor ek die woord gaan bedien, praat met ons jong mense wat ook naby my en Ernel se hart is, omdat ons self 2 jong seuns in die huis het. En die omstandighede in Suid-Afrika so bietjie anders is, wat ek glo almal kennis van dra. As jong seun toe ek by die Here uitgekom het in my hoërskoolloopbaan, was daar 'n benoudheid gewees in my hart. Waar gaan ek eendag werk kry? Ja. Waar gaan ek 'n vrou kry? Waar gaan ek 'n kar kry? Waar gaan ek 'n huis kry? En weet jy, die Here is so getrou. Toe ek klaar gestudeer het, gaan werk ek in 'n tuindienste, wat nou nie die lekkerste werk is wat 'n jong mens kan verlang nie. Maar een ding is wat ons geleer het as kinders is, wees vergenoegd. En as daar 'n geleentheid jou pad aan kruis, gryp dit aan. En ek werk in die tuindienste en die Here is so getrou, omdat ek die voorreg gehad het om hom te dien en tot vandag toe nog het om te dien. Stuur hy eendag vir my 'n droom en ek het dit met broer Paul gedeel. Ek stap in hierdie restaurant, hulle trek vir my 'n groot swart jas aan met kettingsie om my hande en hulle gee my opdrag om geld te gaan invorder. En dit wat hulle vir my sê om te doen is teenstrydig met dit wat ek as kind van die Here glo. Maar ek is daar. En die wiel draai en ons sit op daai stadium pragtige pastoorspaar en Kobus en Tannie Marie Vosloo gehad. En hulle het so ons het kinderlikheid by hulle geleer en ek glo u verstaan kinderlikheid, kinderlike geloof. Ek glo u doen dit ook hier waar ons 'n kontrak vat, 'n geloofsaksie vat, dit wat nie bestaan nie, sê die woord van die Here, doen jy asof dit bestaan. En my tannie het so mooi ook hier met ons gedeel oor die seel van die lippe. En Tannie Marie en Kobus een bid hier, gee vir my 'n kontrak, nie 'n fisiese kontrak nie, maar hulle deel vir my 'n kontrak uit en hulle sê vir my ek moet gaan neerskryf daar wat ek wil verdien. En nou ek kan maar vandag vir u sê, want u sal nou lag, maar vir daai tyd vir 'n jong mens was dit baie geld, R2000 'n maand. Vandag kan niks meer daarmee doen nie. Maar daai tyd was dit vir my baie geld. En ek skryf die bedrag hier neer daar, denkbeeldig, jy weet dit is nou nie fisies daar. En geliefdes, terwyl ek eendag daar werk in 'n tuin, kom ek by 'n klein koringkorreltjie. Ek glo jy weet wat 'n koringkorreltjie is van daardie skrifgedeeltes op 'n papiertjie. En die boodskap wat daarop staan is die engel van die Here trek voor jou uit. And when I read that scripture, I realize that the Lord God of the heavens, I've seen hy het 'n eenvoudige jong mens gered uit genade, te raak gesien in 'n tuindienste
En hy sorg dat 'n wind 'n koringkorreltjie in daardie tuin inwaai tussen die lang gras, want hy het geweet hierdie jong mens gaan met die weed eater daar verbykom. En ek bly by die huis die eendag, dit reën en is koud. Daai tyd was daar nog nie selfone in die jong mense. And the landline rang and the other side was Absa Bank. And they invited me to come over en vir 'n onderhoud. My ma is nie by die huis nie, ek kan op daai stadium nog nie 'n karretjie gehad nie, ek kan nie ry stad toe nie. En ek klim op die trein en op Weskou en Goodwood en ek ry al die pad tot in die middestad. En toe ek daar instap na 'n kantoor, sit hierdie groot rooi baard boere oom aan die ander kant van die lesenaar en ek is hierdie ou maar mannetjie en hy het 'n onderhoud wat hy met my voer saam met my toekomstige bestuurder Rion. En hulle vra net vir my een vraagie, hoekom wil jy die werk hê? En ek sê vir hulle wel, as ek dit nie kry nie, gaan ek mos nooit weet ek kan dit doen nie. Eenvoudig onderhoud. Vandag my vrou se nie 'n menslike hulpbron is, sy sal vir jou sê jy gaan deur 'n hele lang proses om vandag 'n werk te kry. Maar net daai sinnetjie en hulle vra vir my, maar wat wil ek verdien? Wat 'n salaris soek ek? En ek sê vir hulle R2000. En geliefdes, daar kry ek daardie werk. En weet jy waar begin ek te werk? By invorderings. Die swart jas met die kettinge wat swaar vir my is. Ek samel geld in soos by 'n restaurant waitering. Ek gaan samel geld in, slegte skuld moet ek invorder vir mense wat nie hulle huislenings betaal nie. Maar die Here openbaar dit vir my 'n paar weke voor die tyd. Dit, o liewe jong mens, gaan vir jou wag, my kind. En daar wil ek ons jong mense opgewonde maak. Dit gaan nie net oor om die Here te dien om te ontvang nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê as jong mens en aanmoedig. Daar's geen wonderliker en geen grootste voorreg op hierdie aarde om by die Here uit te kom nie, om die Here te dien nie. Hoor wat ek u vanoggend sê. Hy sal, en ons het dit gehoor vanoggend hier in getuienis, hy sal vir jou stry. Hy sal vir jou deur oopmaak ver oor wat jy as jong mens kan bid, vra of doen. Dit is wat hy vir jou sal doen. En ek eer die Here 30 jaar later vandag sit ek nog by Absa. Baie gelukkig, baie lief vir my kollegas. Groot waardering teenoor ons hemelse Vader vir daardie geleentheid. En so ek vanoggend wil sê, ek wil nie vanoggend kom bemoei daarmee nie, maar ek wil u bemoedig as jong mens vanoggend. In enige opsig, enige omstandigheid waar jy mag verkeer. Nader die Here. Maak dit aan hom bekend. Soos ons gehoor het. En hy sal vir jou op die regte tyd 'n deur oopmaak. Amen. Dat jy in verstomming sal staan oor wat hy vir jou sal doen. Mag die Here elkeen vanoggend seën. Ek wil graag hê jy moet saam met my lees vanoggend God se woord. Skrifgedeelte wat ek vir julle gaan voorhou is in Matteus 7 vers 12. Ek wil namelijk vir vanoggend sê, ek moes dus nou die oggendure van Suid-Afrika so, ons mag so 'n bietjie disgeoriënteerd weer op die platform, terwyl ek vanoggend so 'n bietjie vroeër opstaan, toe dink ek myself, joh, ons geliefdes lê in slaap nog daar in Suid-Afrika, maar wat 'n voorreg. Ek wil graag vir julle lees, Matteus 7 vers 12, baie kosbare woorde van ons Here Jesus Christus self. Hy sê, alles wat julle dan wil hê, dat die mense aan julle moet doen, net so, moet julle aan hulle ook doen. Want dit is die wet en die profete. Kom ons bid saam, net tot sover. Dis 'n wonderlike voorreg, Abba Vader, om in hierdie oomblikke die vrymoedigheid te kan neem,
om die troonsale van U te kan nader. Ons is so dankbaar teenoor U vir U heilige woord. Ons is so dankbaar teenoor U Heilige Gees dat U bereid is om vir ons die letter, die woorde lewendig te maak, dat dit 'n werklikheid vir ons kan wees. En die hartsbegeerte van ons is vanoggend dat hierdie woord, hierdie boodskap wat vanoggend hier sal uitgaan, op vele vrugbare grond sal val en vele vrugbare vrug sal oplewer. Baie dankie vir hierdie gunstige tye wat ons nog het as kinders van U om hier by mekaar te kan wees. Al die eer en die lof kom U toe tot in alle ewigheid. Amen. Ek glo die opskrif gesien daar oor die tema wat ek graag met U wil deel, is hemelse dividende, nou net kortliks. Ek weet nie hoe werk dit hier in Australië, ek glo dit werk ook so hier, dat van ons het die voorreg om dalk 'n beleggingkie te kan hê, of 'n paar randjies by die bank, wat ons in die bankrekening hou, wat so bietjie rente oplewer. Nou nie almal van ons het die voorreg dalk om dit te doen nie, maar het dalk 'n belegging. En ons weet, ons sien nie fisies daardie geld wat daar in die bank lê nie. Maar miskien oor 'n maand, miskien oor 'n jaar, miskien oor 6 maande, dan kry jy dalk 'n staatjie of deesdae elektroniese staatjie op jou selfoon wat vir jou sê ek het daarom so R60, ekskuus ek praat van rand hier, R60 of 'n paar dollars gekry. Maar daar is kosbare woorde wat ons Here Jesus Christus van sy Vader, en ek wil net ons moet dit mooi verstaan, want alles wat Jesus met ons gedeel het en met sy disippels gedeel het op hierdie aarde, het hy van sy Vader in die hemele gehoor. Hierdie woorde wat u vanoggend hier hoor en al in tye van hierdie platform gehoor het, is nie maar net woorde nie. Dis woord wat sy oorspronge het van die troonsale van God, wat gebore is uit die hart van God self, wat Jesus met u en my op hierdie aarde kom deel het, en dieselfde skrif, en ek wil dit weer herhaal, alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle ook doen, want dit is die wet en die profete. Nou net kortliks, die profete, die wet, is alles 'n tugmeester na Jesus toe. Daarom onderhou ons deesdae nie meer die wet. Dit was maar net 'n tugmeester na Jesus toe gewees. Nou, dis so wonderlik, hierdie woorde van ons Here Jesus Christus. Pragtig. Was nie maar net in daardie oomblikke gespreek nie. Moses self het presies dieselfde woord van God ontvang, net op so 'n bietjie ander manier. En ek wil dit graag vir u vanoggend voorhou. In Levitikus 19 vers 18 word die volgende woorde deur Moses neergepen, en hy sê, jy mag nie wraakgierig of haatdraand, en ek is so dankbaar ons geliefdes het vanoggend daaroor getuig, haatdraand, teenoor, hoor mooi, die kinders van jou volk wees nie. Maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan spreek God en hy sê, ek is die Here. Dit word nie net daar gelaat nie, hoor mooi. Salomo, die man met soveel wysheid, with so many wisdom. Daar was, die woord sê, daar was geen man op hierdie aarde. Ja, sure. En in die tyd wat sal kom, wat weer sal wees, met soveel wysheid. Hierdie man skryf die volgende woorde neer, presies dit wat Jesus hier aan die disippels oorgedra het, en hy sê die volgende, wie kuil grawe verander, sal daarin val. Hy wat 'n klip rol, dit sal na hom terugkom. Dis in dieselfde konteks wat ons Here Jesus met ons gespreek het. En daar wil ek graag hê vanoggend, ek wil nie maar net vanoggend woorde spreek nie, maar ek wil hê jy moet verstaan dat hierdie woord van Jesus is letterlik 2 maal in die Ou Testament bevestig. Paulus
Hierdie fariseer, hierdie wetgeleerde, wat 'n liefde vir Jesus ontvang het toe die Here Jesus met hom ontmoet het op die pad van Damaskus. Hoor mooi, hy maak moeite en hy skryf aan die gemeente van Rome die volgende woord. Ek wil dit graag ook vir u lees, voor ons voortgaan met die woordbediening. Hy sê in Romeine 13, jy kan net luister, vanaf vers 8 tot 10 sê hy, wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Nou as jy nou wonder vanoggend, dat hierdie boodskap moet uitgegaan het, die koortjie wat ons vanoggend gesing het, is liefde red my. Dat ek glo van harte, dat ons Here Jesus vanoggend 'n boodskap hier aan die gemeente aan Brucepunt wil bring. En ek sê nie dat dit nie hier is nie. Ek wil net hê, Banbury, nog beter, Banbury, skies geliefdes, mensie staan raak jy partykeer heel verward hier, hoor wat ek sê, maar daar gelaat, dat hy het soveel deernis met hierdie saak, hy het tot besef gekom, hoe belangrik is dit om tyd te maak, om dit neer te pen aan 'n gemeente, en hy skryf verder, hy sê, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het die wet vervul. Hy sê, want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis, ons het gehoor daarvan ook vanoggend, gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hy sê, want die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Terwyl ek hierdie gedeelte so lees, en dit wat ons Here Jesus hier deel met die mens op aarde, hardloop my gedagtes terug na gebeurtenis wat afspeel in die ou Persië, vandag Iran. Dis wat einste land waar daar nou oorlog heers. In daardie tyd, net voor gebeurtenis van wat in Ester se tyd afgespeel het, inspireer God die Vader 'n koning, 'n heidense koning. Kan jy hoor vanoggend dat God werk ook in die harte van die heidene. Hy werk nie net in die hart van Farao nie, maar hy werk ook in die hart van 'n koning met die naam van Kores. En hierdie koning kry 'n begeerte om die Jode wat in ballingskap daar by hom in Iran, Persië, terug te stuur na Jerusalem toe om die tempel te gaan herbou. Geliefdes, hoor mooi, onverklaarbaar. Ek dink daardie Jode het op hulle rug geval, soos ons sou sê, toe hulle dit hoor. Hulle was as ballinge, as slawe weggevoer, en hier kry hulle die oop deur om terug te keer na Jerusalem. Kan nie dink die opgewondenheid wat daar in hulle harte was toe hulle kon terugkeer. Dis amper soos om vakansie te gaan nou. Jy hoor, net beter as vakansie. Maar nie al die Jode keer terug na Jerusalem. Daar het 'n paar van hulle teruggebly. En daar is 'n man met die naam van Mordegai, wat 'n baie edele posisie in Persië beklee. Waar sit hy? Hy sit in die poort. Wat het in die poort gebeur? Transaksies was daar beklink. Daar was raad gegee. Hy was nie maar net sommer een van die Persiese inwoners nie. Hy het 'n hoë posisie beklee om daar te bevind in die poort van Persië. Maar die woord van die Here sê, daar is 'n man met die naam van Haman, en hy was 'n Agagiet. Hy stam uit, net interessant, uit die Amorite. Nou die Amorite was van die dag toe die volk Israel uit Egipte uitgetrek het, was hulle al vyandig gesind teenoor die Israeliete, om net vir idee te gee. En hy kry hierdie posisie van
eerste minister, nou moet jy sien, eerste minister, bo almal. Wat wil ek vanoggend aan u probeer verduidelik? Hier is twee verskillende mense, ons gaan nou daaroor gesels. Twee verskillende mense. Een persoon het aan ander gedoen, en ons gaan nou sien die uiteinde van wat hy aan ander gedoen het. En die ander persoon, Mordegai, het aan ander gedoen wat hy aan homself gedoen wou hê. Hierdie Mordegai was so vol van homself. As mens, ons het die wonderlike voorreg gehad om gister daar by die wildlife, die amper sê reservaat in te beweeg. En wat opvallend was ons daar instap, was die pragtige poue. Die mannetjies, pragtige blou vlerke. Spoggerig. Jy kan hulle nie mis nie. Jy hoor wat ek sê. Dit is so opvallend. Nou, hierdie Haman het so gesindheid gehad. Die woord van die Here sê die mense wat in die poort was, het letterlik hierdie man so gevrees. Hulle het hom aanbid, nie fisies nie, maar ek gaan nou hoor, ek wil dit graag vir julle herhaal, wat hulle gedoen het, hulle letterlik voor hom gebuig, en voor hom, en hier is die geval, neergeval. Daar is geen probleem, volgens God se woord, om iemand te eer. Petrus help hom staan. Hy sê die volgende, hy sê, julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, en dan sê die koning eer. Maar daar's 'n probleem om neer te val voor iemand. Want as jy neerval voor iemand, dan aanbid jy 'n persoon. So wat het hierdie Haman verwag? Hy wou aanbid word. En hy het 'n probleem gehad met 'n sekere man met die naam van Mordegai wat dit nie wou gedoen het nie. En op twee geleenthede, jy kan net luister, ek wil dit graag vir u lees, kan jy sien hierdie woede wat opgebou het in hierdie man se lewe met die naam van Haman. En Ester 3 vers 9 waar hy sê op die dag het Haman bly en opgeruimd heen gegaan, maar toe Haman Mordegai in die poort van die koning sien, het hy nie opgestaan en vir hom bevrees, en dat hy nie opgestaan en vir hom bevrees is nie, was Haman met woede vervul teen Mordegai. Die ander gedeelte is in Ester 3 vers 5, hierdie was in Ester 8 vers 9, hierdie gedeelte is in Ester 3 vers 5, toe Haman sien dat Mordegai nie buig en voor hom neerval nie, was hy met woede vervul. Hierdie man openbaar sy hart teenoor sy vrou en teenoor sy vriende oor wat hier aangaan. Maar die woord van die Here sê mos waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Amen. En is streffend as jy luister in 'n gesprek, kan jy gou agterkom waarvan 'n mens se hart vol is. Daar by jou werk, by jou vriendekring, waar jy ook al beweeg, jy kan gou, soos ons praat van onderskei, kan jy gou sien, waar is die skat van daardie man en vrou se hart. Nou, ek dank die Here vir sy woord. En ek wil weer gou terughardop daar na Petrus. Petrus gee so mooi opsomming, en ek wil dit nie nalaat nie, want ek het soveel waarde uitgevind, en ek hoor wat ek vandag vir u sê. Daar was 'n tyd terwyl ek by die bank gewerk het, as hierdie jong seun, dat my bestuurder my roep, en hy sê vir my, en ek het dit met Paul gedeel, dat ek wil hê, hierdie Vrydag na die bankmense kan goed, hulle kan drink. En ek praat nou nie, dit goed nie, maar terwyl ek voor hom sit, toe sê, maar jy gaan nou Vrydag gaan jy die bar hanteer. En ek dink met myself, Rian, ekskuus.
ek gaan jou nie hier kan help nie. Weet jy hoe slim is hy? Ekskuus, hoe slim is die vyand? Hy sê vir my, maar gebruik julle dan nou nie wyn in julle nagmaal nie? Ek sê vir hom, weet jy Rian, nee, ons gebruik nie wyn nie, ons gebruik sap. Toe sy tube stil. Maar dierbaars, ek is nie met veroordeling vanoggend hier agter 'n platform nie. Die wêreld verstaan nie. En Petrus help ons net, en hy sê die volgende, dis presies wat in die hart van Mordegai was. Hy help ons, hy sê vir ons, die wêreld wandel in ongebondenheid. Hy sê in begeerlikheid. Nou, ek glo dis nie in Australië hierdie geval nie. Vir die wêreld is dit mos so. As ek 'n mooi voertuig ry, dan moet daai persoon 2 keer beter ry as ek het. Of as ek nou een of ander mooi huisie, dan moet ek nog beter kry. Ek glo ons almal ken daai opset. Nou dis soos die wêreld maar werk. Hy praat verder van dronkenskap, brasserye, drinkpartye. Dis algemeen in die wêreld, ook daar in Suid-Afrika. Ongeoorloofde afgodery, selfs onder die jong mense. Huispartytjies waar hulle self te buite gaan met drank. Hy sê daarom, en hier wil ek graag by stil staan. Daarom vind hulle dit vreemd. Hoorie, hulle vind dit vreemd. As julle nie saam loop in dieselfde uitgieting van losbandigheid. En dat sê hy, en hulle laster. En hulle laster. Hulle vind dit vreemd. Hulle sal jou name noem. Hulle sal jou probeer oorreed. Man, ag, wat kan ou doppietjie nou vir jou doen? Jy hoor wat ek sê, hulle sal jou oorreed. Hulle vind dit vreemd dat jy nie saamloop nie. En by Mordegai was dit presies dieselfde. Toe hy by die koning uitkom as eerste minister, want hy het gereeld by die koning gaan kuier. Wat was sy woorde? En ek wil dit graag vir u lees. Hy sê, daar is een volk, daar is een doring in die vlees, soos ons sal sê. Daar is een persoon met wie ek 'n issue het, ekskuus vir Engels, 'n probleem het. Daar is een volk wat verstrooid en afgesonderd is tussen die volke. Dis vandag nog so. Amen. Hulle wette is anders as enige volk. Ook hou hulle die wette van die koning nie. Ek wil die vat na 'n gesprek wat hy met sy vrou en vriende gehad het. Hoor net die hart van Mordegai. Hy vertel hulle van sy heerlikheid. Onthou waarvan die hart van vol is op die mond van oor. En sy rykdom. En van die veelheid van sy seuns en van alles waarin die koning hom groot gemaak het. Kan jy sien? Die chips op die skouers. En hy het hom verhef bo die vorste en die dienaars van die koning. Hy het gespog daarmee. Vir hom was dit so belangrik gewees. Hy het nie 'n saak gehad met die res van die samelewing nie. It was only the I and the me and nothing else. Jesus se woorde is, doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Want so word die wet en die profete vervul. Maar ek dank ons Hemelse Vader, en ek het dit vanoggend hier gehoor in die getuienisse. Ons God, hy slymer opstaan. Daai einste nag, terwyl Mordegai sy uitspraak en sy, ek wil amper sê sy haat, sy woede bekend gemaak het aan sy vrou en sy vriende, kan die koning nie slaap nie. Wat doen die koning? Ek slaap van hom. Hy roep sy dienaars. En wat doen sy dienaars? Hulle gaan haal die
gedenkskrif. Hulle gaan nou, ek glo dit as 'n tipe van 'n spesiale boek. Jy gaan nou hoor. En die koning sit daar, ek glo in sy, moontlik in sy bed dalk, moontlik in sy stoel, op sy troon, en hy luister aandagtig, soos daar 'n paar sake afgelees word, en sy gedagtes word ewe skielik vasgevang, toe hy hoor van 'n moordkomplot, wat teenoor hom sou afgespeel word, wat teenoor hom gesmee sou word, wat geopenbaar is. Ek glo uit in daai oomblikke, Paulus soos ons sê, kouerlings gekry. Hy begin besef, hier's iemand hier in Persië wat my ondersteun. Kom ek sê dit maar soos ons dit sal sê, hy doen aan ander wat hy aan homself gedoen het. Nou geliefdes, kom ons is nou eerlik met mekaar. Die saak is baie goed as jy 'n moordkomplot openbaar dat jou eie lewe is in gedrang. Maar hierdie man dink nie aan sy eie belang nie. En die koning vra vir sy dienaars, maar hoe is hierdie man ooit beloon? Het hy vergelding gekry vir sy goeie daad? En hulle sê nee. En in daardie oomblikke, dierbares, kan jy sien hoe alles op sy tyd afspeel. God se tyd. Hemelse dividende. In daardie oomblik, toe stap Mordegai woedend om Haman te kom aankla, stap hy in die paleis se gange af. Ek glo dit was so doodstil soos dit nou is. Jy het gehoor die voetstappe van daardie man al nader kom na die troon van die koning van Persië. En die eerste woorde wat hierdie koning aan Mordegai oordra is nie wat is op jou hart of wat kan ek vir jou doen nie. Hy sê, hoe kan ek 'n man beloon, in my eie woorde nou gesê, wat goed aan my gedoen het. En dierbaar is, hier, hoor nou mooi, hier het hierdie man gedink, wauw, uiteindelik, hoe het dit so lank gevat? Koning in sy hart praat nou hier. Hoekom het dit so lank gevat, dat jy my moet vergoed? Dat jy my gaan vergoed? En hier het hy gedink, nou is die geleentheid. Nou gaan ek die een na die saak, ander saak, vir die koning voorstel, hoe hy my kan vergoed. En hy sê vir hom, koning, om iemand te vergoed, dit was nog altyd, hoor jy mooi, dit wat in jou hart is, kom uit. Laat hierdie persoon op een van die koninklike perde ry. Nie net daar gelaat nie, laat hy 'n koninklike kleed aantrek. Sien, dit was in sy hart gewees, hy het dit gedroom, hy het dit begeer. Laat hierdie een van die krone sigbaar wees in hierdie gelid. En dan, laat die persoon voorstap op die stadsplein, let wel die stadsplein, wat dit almal kan sien. Dit moet nie verborg is, so almal moet dit kan sien. En laat hulle uitroep, so word aan 'n man gedoen, wat die koning wil beloon. En dierbaar is een ek weet, wat toe gebeur het. Mordegai, wat geweier het, nie om eer te bring aan hom nie, maar letterlik neer te val om hom te aanbid, word beloon deur Haman. Jy hoor wat ek sê, Haman moes Mordegai laat kom, die persoon wie hy gehaat het, met soveel woede. Hy moes hom op daai perd kry, hy moes voor hom stap, hy moes uitroep, so word aan 'n man gedoen
wat die koning wil bedoel. Ja. Op die stadsplein van alle plekke. En so het die wiel gedraai, nadat Haman se vrou vir hom gesê het, jy moet 'n galg oprig van 5 meter hoog, waarin hierdie man sou sterf. Aan die ander kant is Mordegai. Ek wil net so 'n bietjie met oor sy gesindheid praat, en ek glo hier gaan ek oor die gesindheid van u praat, die vanoggend in die bank sit. Mordegai, hoor mooi, het Kolossense 3 vers 17 uitgeleef. Want wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here, Ja. en nie vir mense. Doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense. Nêrens het Haman aanspraak gemaak op loon by die koning oor sy weldaad om daai moordkomplot aan die lig te bring. Nêrens. Maar die Here beskoor dit so dat sy slaap van hom wyk, sodat hy vergoed kan word. Verder, Paulus skryf en hy sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, en ek wil net gou hierby stil staan. Al die dienaars in die poort het neergeval en gebuig voor Haman. Mordegai het net eer aan hom gebring, hy het nie voor hom neergeval nie. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Hy sê die volgende, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, en ek is so dankbaar vir elke getuienis wat vanoggend hier uitgegaan het, hoe die Gees van die Here ons broers en susters hier help in Banbury, dat hulle die gemoed, die gees van hulle gemoed verander kan word. Want hy sê, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. En wat is hierdie begeerte van God? Dat ons in ander sal doen wat ons aan onsself gedoen wil hê. Wat sê Mordegai vir sy broerskind Ester, wat 'n koningin was? Verbeel jou nie dat jy alleen uit al die Jode in die huis van die koning sal vrykom. Want as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom, maar jy en jou familie sal omkom. Wat het hy eintlik hier gesê? Moenie aan jou eie belang hier dink nie, Ester. Dink aan die behoud van jou volk. Dit gaan meer hier nie as oor jouself. Dit gaan oor jou broers en jou susters. Daarom, soos my vrou gesê het, en dit is so lekker om te hoor ook onder u, daarom kan ons maar vir mekaar so nou en dan 'n bemoedigende WhatsApp stuur. Daarom kan ons maar vir mekaar so nou en dan 'n boodskap, 'n laaitjie gee om te sê, hoe gaan dit? Of 'n gebed, al selfs 'n gebed oor die foon te doen. Niks verhoed jou nie. Dit gaan nie net hier oor my eie belang nie. Oor my sussie wie swanger is. Om 'n boodskap die vader te sê om te sê, ag, ons dink aan jou. Ons bid vir jou man in hierdie tyd. Dit gaan nie net hier oor myself nie. En ek sluit af. Indirek gebruik koning Ahasveros. Ekskuus, die Here vir koning Ahasveros om vir hierdie man Haman 'n lewensles te leer. Toe hy daardie man op die perd uitstuur, sodat Mordegai erkenning en eer kan ontvang. Wat wil ek vanoggend vir u sê as gemeente? Kom ons wees versigtig, kom ons waak. Want dividende werk so. Jy sien vandag die resultaat van jou optrede en deur jou gesindheid aan ander nie.
By jou werk, veral by jou werk, waar jy onder die wêreldlinge werk. Jy sien hierdie optrede jou gesind altyd by die familie. Dis baie keer ook 'n baie teersaak liefdes, want jy trou met 'n hele familie as jy trou. Dis nie altyd maklik nie. Ek weet my arme vrou het swaar getrek onder my ma en my pa. Maar weet jy wat het sy gaan doen? Sy het gaan bid. Sy het haar gesindheid reggehou. En die Here self het haar omstandighede verander. Sy kon 'n sien gegooi, ekskuus vir die Engels. Maar sy het gaan belê in haar binnekamer op haar knieë. En vandag pluk sy die dividende. En so gaan dit met ons jong mense vanoggend hier in die plek van aanbidding. Ek sê vir my jongste seun altyd, pappa, toe ek begin het om die Here te dien, ek het agter die transprojektor, jy weet die ou transprojektor van ons jong mense weet dalk nie wat dit is nie. Is daai ding met die arm met die liggie en dan sit jy die transparant daarop neer met die woordjies en dan gooi jy die liggetjie met die woorde. Daar het ek in Goodwood gemeente begin, ietsie vir die Here te doen. Later het ek voorreg gehad om sonnaskool te gee. Onder andere pastoor Michael Erasmus se seun van Martin sonnaskool te gee. Later toe trou ek en ek het die wonderlike voorreg gehad saam met my vrou om jeugleiers te word. Hoor mooi wat ek vandag vir sê, ons het nie na hierdie dinge gevra nie. Ons het dit nie gesoek nie. Ons het maar net gaan belê. In opregtheid, alles wat julle doen dit as vir die Here. Daar's die geheim. En nie vir mense nie. Want as ze doen vir mense, dan raak dit 'n las. Dan raak dit 'n probleem. Maar as ons dit doen vir die Here, hoor vandag, daar's dividende in die hemele wat vir jou weggeber word. U word nou al beloon op hierdie aarde. Ons weet daar wag vir ons loon in die hemele. Maar op hierdie aarde word u reeds beloon. Banbury gemeente hou goeie moed. Onthou hierdie kosbare woord van ons Here Jesus Christus, wat uit die hart is van die hemele. Dis nie maar net woorde nie. Dit kom uit die hart van God die Vader. Waar hy vir ons raad wil gee, waar hy ons wil help. En as jy hierdie geheim, al is jy 80 jaar oud, al is jy 16 jaar oud, as jy hierdie geheim gaan koester op jou lewenspad, gaan jy dividende ontvang. En daar kom die kosbaarheid in van ons blydskap, is ons beskutting, waar jy blydskap gaan kry in die Here, oor dit wat die Here vir jou mee seën. Mag Abba Vader elkeen van u in hierdie tyd op 'n besonderse wyse kom seën. Mag hy elkeen van u versterk. Mag u met u ontmoet in die binnekamers, agter die stuurwiel, agter die stofsuier, op 'n besonderse wyse. Onthou net, doen aan ander wat jy jouself doen. Want dit is die wet en die profete. Die Here seën sy woord. Amen. Amen.